Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lief ook so bereik. Nou 'n renoster koei, liewe vriende, weeg tot 1800 kg, die bul tot 2000 kg. Wanneer dit kom by die kleintjie wat gebore word, dan word hulle gewoonlik in die droë seisoen gebore, na 'n draagtyd van 16 maande en sal 2 tot 3 jaar by die koei dan ook bly. Wanneer die koei dan weer aan 'n volgende kalf geboorte gee, dan sal die ouer kalf moet pad maak vir die jonger kalf dan. So, liewe vriende, wil ons so vanoggend ook so met u deel oor hierdie saak. My seun is jonk. En ek wonder as u nou vandag moet sê my seun is jonk of my kind is jonk, wat sal u daarby bedoel en hoe sal u dit vertolk? Sal ons dit as 'n verskoning gebruik waarom kinders dalk verkeerde dinge aanvang in hierdie lewe, waarom hulle dalk nie die Here dien nie? En sal ons dalk nou maar hierdie woorde maar net so as 'n uitweg bring dat ander tog net nie my kind moet oordeel nie? Ons lees van iemand in die Bybel wat gesê het, my seun is jonk, maar hy het glad nie sy kind se sonde toegemaak nie. Hy het regtig dit bedoel toe hy dit gesê het. En dis raar in 1 Kronieke 22 vers 5 wat sê, want Dawid het gesê, my seun Salomo is jonk en teer en die huis wat vir die Here gebou moet word. So Dawid het baie duidelik geweet, Salomo het 'n geweldige groot taak voor hom. Hy's onervare en daar's baie dinge wat hy nie weet en nog nie ken nie. En hy het 'n geweldige taak om die huis van die Here sekerlik ook so te bou dan. En terwyl hy dan nou die huis van die Here moet bou, het hierdie groot taak so op Dawid se hart en gelê dat hy nie anders kan as om sekerlik sy seun aan die Here op te dra en te sê, Here, dis die groot taak wat my seun moet uitrig. Hy gaan dit nie alleen kan doen nie. U sal hom moet help. En ons lees daar in 1 Kronieke 22 vers 5 weer eens en hy sê, my seun Salomo is jonk en teer en die huis wat hy vir die Here gebou moet word, moet buitengewoon groot wees tot 'n roem en 'n sieraad van al die lande. So weer eens sien ons net die geweldige erns wat daarin was. My kind moet 'n belangrike taak voltooi, hy moet iets vir die Here doen. Dit wat hy moet doen, moet tot 'n getuienis van die Here wees. Daarom moet dit 'n sieraad wees, moet dit 'n roem wees, sodat almal sekerlik die Here ook so mag kom aanbid en nader aan die Here getrek kan word. Liewe vriende, mag ons so bid vir ons kinders sekerlik, dat ons kan sê, Here, my kind is jonk, en hy steer en ek bid dat hy 'n roem en 'n eer vir u sal wees. Dat hy iemand sal wees wat u kan gebruik. En daarom het Dawid dan gesê ook in 1 Kronieke 22 vers 5, laat my dan vir hom die bou voorberei. Daarom het Dawid voor sy dood groot toebereidsels gemaak. U sien, hy het nie net vir hom so ingetree nie, hy het nie net vir sy seun aan die Here opgedra nie, hy het nie net geweet dat sy seun 'n geweldige groot taak het, wat hy self nie sal kan verrig nie, maar hy het ook van sy kant af as pa alles gereed gekry en alles reg gekry, sodat hierdie taak wat sy seun moet doen uitgevoer kan word. Let net weer op 1 Kronieke 22 vers 5, want Dawid het gesê, my seun Salomo is jonk en teer, en die huis wat hy vir die Here gebou moet word, moet buitengewoon groot wees, tot 'n roem en 'n sieraad van al die lande. Laat my dan vir hom die bou voorberei. Daarom het Dawid voor sy dood groot toebereidsels gemaak. Liewe vriende, dit moet ons raak hoe Dawid vir sy kind gebid het. Behalwe dat hy vir sy kind gebid het, het hy van sy kant af alles gedoen wat hy kan, sodat sy kind die werk kan doen wat hy vir die Here moet doen. En weet jy, dit moet vir ons as ouers dieselfde wees, dat ons nie sal sê ons seun of ons dogter is jonk en daarom verskoon ons hulle sonde nie, maar dat ons eerder sal sê, Here, hulle is jonk, hulle het u nodig om u te kan dien, om vir u te kan werk, en dat ons sekerlik so vir hulle sal intree. En wat 'n trots sal dit nie wees, dat hulle ook so tot eer van die Here leef. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie, dat ons kan vra dat u ons as ouers sal help, maar ook die kinders sal help om u te dien. Amen.